Ek weet nou nie mooi as wat ek hierdie verhaal moet groepeer nie. Dit is nie regtig 'n spookstorie nie en ook nie juis 'n thriller nie. Dit is wel 'n eienaardige verhaal wat sterk kenmerke van 'n egte wollaarsstorie bevat. Op 'n warm somersdag in 1901 het Anne Moberly en Eleanor Jourdain besluit om na die paleis van Versailles te gaan en die Petit Trianon te besoek. Die Petit Trianon was eens die persoonlike chateau van koningin Marie Antoinette. Terwyl die twee dames deur 'n deel van die paleis se tuine gewandel het, het hulle vreemde ervarings beleef. Dit was asof hulle hul in 'n ander atmosfeer of energie bevind het. Aan die einde van 'n bos naby die tempel van liefde het 'n man 'n tyd lank na hulle gestaar, maar was met eens weg. Volgens Moberly was sy gesig most repulsive, its expression odious, his complexion was dark and rough. Jourdain weer het geskryf, the man slowly turned his face, which was marked by smallpox. His complexion was very dark. The expression was evil and yet unseeing, and though I did not feel that he was looking particularly at us, I felt a repugnance going past him. Die dames het verskeie persone teëgekom en almal was in oudtydse gewaad geklee. Moberly het 'n vrou in 'n somerrokkie met lang ligte hare wat onder haar wit hoed uitgeborrel het, op 'n stoel sien sit en skets. Die vrou het na Anne opgekyk. Vir Moberly het sy vaagweg bekend gelyk. Veel later het sy besef dat die vrou moontlik Marie Antoinette was. Anne Moberly het ook 'n vrou gesien wat 'n wit doek deur 'n venster uitskit. Jourdain weer het 'n verlate ou plaashuis met 'n ploeg in die tuin gesien. Daar was ook 'n huisie waar 'n vrou in die deur gestaan en 'n kruik vir 'n jong meisie buite aangegee het. Jourdain het nie vir Marie Antoinette gesien nie en Moberly het nie die huisie gesien nie. 'n Lakei het die twee dames genader en meegedeel dat hulle in die verkeerde rigting op pad is. Hy het hulle beduie hoe om verder te stap en binne 'n paar minute het hulle op 'n troue partytjie afgekom. Daarmee is die somber atmosfeer verdring deur die vrolikheid en geestere van die partytjiegangers. Jourdain en Moberly het eers 'n hele ruk later oor hulle besoek aan die paleis gesels. Die twee dames het tot die besef gekom dat hulle onverklaarbare ervarings beleef het. Volgens die kaart wat hulle geraadpleeg het, was hulle op plekke wat nie op die kaart aangedui was nie. Hulle het byvoorbeeld oor 'n brug geloop wat volgens die kaart nie bestaan nie. Sommige van die paadjies waarop hulle gestap het en geboue waarlangs hulle geloop het, was ook nie op die kaart nie. Wel, hierdie plekke het nie in 1901 met hulle besoek bestaan nie, maar was wel deel van die paleiskompleks gedurende die laaste jare van Marie Antoinette se leeftyd in die 1790s. Deur navorsing het Moberly en Jourdain tot die besef gekom dat die kleredrag van die mense wat hulle gesien het, ook gedurende die 1790s mode was. Moberly was oortuig daarvan dat die vrou wat sy sien skets het, Marie Antoinette was, of dan ten minste 'n ewebeeld van die koningin was. Volgens hul navorsing het dit gebleik dat die man met die pokgesig moontlik Comte de Vaudreuil, 'n vriend van Marie Antoinette, kon gewees het. Die twee dames het in die volgende jare weer verskeie besoeke aan die paleis van Versailles gebring, maar kon nooit weer die pad vind wat hulle in 1901 gestap het nie. Ook nie die brug of die geboue nie. Daar was ook altyd baie besoekers en niemand was in die modes van die 1790s gekleed nie. Jourdain en Moberly het besluit om elkeen haar eie weergawe van die gebeure neer te pen en het hierdie verslae in boekvorm gepubliseer. An Adventure het in 1911 onder die skuilname Elizabeth Morrison en Frances Lamont verskyn. Die ware identiteite van die skrywers is eers in 1931 onthul. Die boek was baie omstrede want na alles het die skrywers mos beweer dat hulle vir Marie Antoinette gesien het. Verskillende menings is oor die gebeure gelig. Natuurlik eerstens het die skrywers spooke gesien. Dan was daar diegene wat vermoed het dat die skrywers moontlik per ongeluk in 'n geskiedenis heropvoering ingestap het en dat Marie Antoinette en al die ander karakters slegs toneelspelers was. Geen inligting van so 'n opvoering in 1901 kon egter opgespoor word nie.
Daar is ook bespiegel dat die twee dames moontlik in tyd teruggereis het en vir 'n ure wat werklik saam met Marie Antoinette in die tuin van Versailles deurgebring het. In 'n plek so oud soos die Paleis van Versailles en met al die intriges en opstande waarin mense dood is, kan ek my nogal indink dat dit dalk daar kan spook. Het Anne Mauberley die spook van Marie Antoinette gesien? Was al die ander mense in oudtydse drag dalk ook spooke? Wat ook van die brug, die paadjies, geboue en goed wat hulle gesien het, kan dit wees dat Jourdain en Mauberley op die een of ander manier 'n tyd lank in die verlede deurgebring het? So baie vrae, so min antwoorde.